Hallo julle en welkom by hierdie week se na Sondag waar ons reflekteer oor die Sondag wat verby is, die eerste Sondag van ons preekreeks oor die kerk. Vandag lees ons saam en dink saam oor Handelinge 2 waaroor Andrei gepreek het en ons sien waarskynlik eers die kerk raak, vars, eerlik en nie mooi gemaak nie, rou en eerlik. En wat doen hierdie mense? 4 dinge. Eerstens, hulle hou vas aan die leer van die apostels. Hulle leef in gemeenskap met mekaar en hulle breek saam brood. Hulle bid ook saam, amper soos 'n eenvoudige ritme wat deel word van hulle lewens. En dalk is dit vir my en vir jou die geheim. Dit was nie vir hierdie eerste gelowiges 'n strategie nie. Dit was nie 'n slim plan om die kerk te laat groei nie, dit was deel van hulle lewenswyse. En miskien kan ons vandag hierdie goed saamvat in 4 punte. Die eerste een, die woord. Nie net kennis van die woord nie, maar gehoorsaamheid aan die woord, want God vorm hierdie mense se denke. Tweedens, gemeenskap. Nie net saam in 'n vertrek nie, maar saam in mekaar se lewens. Derdens, die tafel, gelykheid, genade, niemand beter as die een voor, langs of agter hulle nie. En vierdens, gebed. Nie 'n laaste opsie nie, maar eerste reaksie, 'n lewe van afhanklikheid. En dis waar ek vandag wil stil staan, want wat my betref, of wat my tref in Andrei se preek, is hulle probeer nie om te groei nie, hulle probeer nie om getrou te wees nie. Maar groei gebeur in elk geval. Die Bybel sê vir ons, die Here het daagliks mense bygevoeg. Nie omdat die kerk goed of perfek was nie, maar omdat dit eg was. Omdat dit mense se behoeftes aangespreek het. En hier raak dit vir my en vir jou 'n bietjie ongemaklik, want vandag kan ek en jy maklik die kerk reduseer tot 'n paar eenvoudige goedjies, programme, strukture, geleenthede, eredienste, goeie beplanning. En ja, ons het dit alles nodig, dit het alles 'n plek, maar dit mag nooit die kern van kerk wees nie. Want dan mis ons iets wesenlik. Want kerk is nie net dit wat jy organiseer nie. Die kerk is iets wat jy leef. Nou dink vir 'n oomblik mooi hieroor. As iemand vir 'n maand lank stilweg ons gemeente dophou, wat sou hulle sê? Wat glo ons regtig? Wat is vir my en vir jou as Valeisig belangrik? Nie wat ons sê nie, maar dit wat ek en jy gaan uitleef. Wat sal mense sien? En hier kom dan die uitdaging vir my en vir jou. En hierdie uitdaging is baie eenvoudig, maar dit sny tot teen die been. Nooi iemand kerk toe. Nie omdat dit nog 'n program is nie, maar omdat dit is wie jy is. Omdat jy deel is van hierdie geloofsgemeenskap. 'n Gemeenskap waar daar warmte is, waar God se woord sentraal staan. Hoekom sal jy dit dan net vir jouself wil hou? Dis hoekom die eerste kerk so gegroei het. Andrei noem ook iets eerlik in sy erediens. Ons is goed daarmee om vriendelik met mekaar te wees. Ons is baie gasvry, maar ons sukkel soms om die deure vir die ander oop te maak, vir die wêreld oop te maak. Ons hou hierdie warmte binne. En miskien is dit die volgende stap vir my en vir jou, om hierdie sirkel wyer te maak, hierdie gesin uit te brei. Want dit is nie net my en jou gemeente nie. So kom ons eindig reg waar ons begin het. Wat is die kerk? Dit is nie net 'n gebou nie, dit is nie net 'n organisasie nie. Ons is nie net 'n Sondaggeleentheid nie. Ons moet 'n gemeenskap wees van mense wat leer om saam te leef in God se teenwoordigheid. En wanneer ek en jy dit regkry om so te leef, dan sal die wêreld dit sien. Dan gaan hulle wil deel wees daarvan. Dankie dat jy vandag saam geluister het na Sondag. Miskien is jou volgende stap baie eenvoudig. Dink aan een mens, nie hulle wat in ander gemeentes is nie. Hulle wat daar in jou singel, in jou estate bly, jou buurman, jou buurvrou, wat jy weet nie kerk toe gaan nie. Nooi hulle saam, trek hulle in, maak hulle deel, vertel vir hulle van hierdie gemeenskap van familie. Gelowiges wat mekaar liefhet en dien, en bring hulle saam. Want dit is een van die boustene vir wat kerk wees beteken.
Jy moet 'n wonderlike week hê. Sien jou Sondag.